Here, dis vanmôre ons gebed om te vra dat U Skeppergees die eregas vanmôre sal wees, terwyl ons nou rondom U woord gaan kuier. Dat U Skeppergees vanmôre vir ons hierdie woord breek, en dat U vanmôre vereer en verheerlik sal word. Mag dit ons kom verander, Here, mag dit ons kom vernuwe, en mag dit ons vanmôre kom verkoop, is ons gebed, in die naam van Jesus Christus. Ons vra U Skeppergees, dat U elke oomblik van elke dag deel sal wees, elke sekond van ons lewe, in die wonderlike naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê, Amen en Amen. Dankie, kan maar sit. Ons het nie vanmôre met die afkondigings begin nie. So 'n bietjie die routine gechange, amen. Hy kan sien ek het 'n laat nag gehad, nie? En niemand van julle sal eers die moeite doen om my reg te help nie. Ons sal dit aan die einde van die diens doen, maar wat baie belangrik is dat jy vanmôre net sal besef, eerskomende Vrydag aand, as die Here vertoef om te kom ons hier by mekaar om die naam van die Here groot te maak, om te loof, om te prys en om te aanbid, sodat ons kan begin om 'n atmosfeer te skep, waar jy gewoond raak om in die teenwoordigheid van die Here te wees, en jouself oor te gee. Oh, halleluja! Kom aan man, praat saam, ek gaan probeer, nee? My bes om hier te bly. Sien hulle wil my nou inboks hierso. Maar as ek nie reg kom nie, dan gaan ek hierdie ding vat en ek gaan hom daaronder sit. Kyk, ons kuier vanmôre rondom die beker. Die beker. Beker wat vanmôre met my en met jou praat van 'n houer vir vloeistowwe, is dit so? Met ander woorde, dit is vanmôre 'n houer met inhoud. Inhoud vanmôre wat behoefte kan aanspreek. Soos byvoorbeeld 'n bekerglas wat my dors les. Maar ook vanmôre 'n beker met 'n inhoud van vernietiging. Want wat gebeur vanmôre, kind van die Here, as dit vanmôre 'n beker vol gif is? Maar die bottom line vanmôre is, hierdie is vanmôre 'n beker met inhoud. 'n Beker rondom behoefte en ook vanmôre 'n beker rondom vernietiging. In die Bybel simboliseer 'n beker dikwels, luister baie mooi, 'n mens se lot. Gaan lees maar, 'n mens se lot. Tweedens, 'n mens se ervaring of verhouding met God, wat wissel van seëninge tot goddelike toorn. Tussen daardie twee. So ek kan nie vanmôre andersins as om te wonder, uit watse beker uit drink jy vanmôre nie. Wat is die beker vanmôre waaruit jy drink? Niks vir saamwerk nie. Net vir interessantheid. Luister mooi, ek het hierdie baie interessant gevind, en dalk mag jy dit ook vanmôre interessant vind. Hierdie tafel het sy oorsprong uit die Ou Testament, korrek? Toe hulle die Pasga gevier het, luister gou baie mooi, die Joodse Pasga sentreer rondom die sedermaal, 'n rituele maaltyd wat die uittog uit Egipte herdenk het. Dit het behels dat hulle die Haggadah gelees het, en die eet van 6 simboliese kosse, en die drink van 4 bekers wyn. Nou gaan die wynliefhebber seker sê, amen. Die drink van 4 bekers wyn, en die insluiting van kinders deur vra wat hulle kon vra. Dit het as volg gegaan. Die Haggadah is die storie van die uittog wat vertel word, en gewoonlik het die jongste kind hierdie storie vertel, en daarna het hy 4 vrae gevra. Die 4 bekers wyn, gedurende die maaltyd was hierdie 4 bekers wyn gedrink, wat staan vir die 4 beloftes van verlossing.
Soos gevind in Eksodus 6. Jy kan saam met my lees. Daarom sê die Here, daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny. En ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte en ek sal julle as my volk vir julle aanneem en vir julle 'n God wees. Hulle verteenwoordig hierdie 4 beloftes van ek sal julle uitlei, ek sal julle red, ek sal julle verlos, ek sal julle aanneem. Hierdie 4 bekers wyn wat tydens hierdie Pasga viering gedrink was. En my vraag vanmôre aan jou as kind van God, het jy al hierdie 4 bekers wyn gedrink, ja of nee? Kom ek verduidelik. Die beker waar jy toelaat dat hy jou uit die sondige wêreld uitlei. Die beker waar jy toelaat dat hy jou uit jou omstandighede uitlig. Die beker van sy redding vir dit wat hy aan die kruishout van Golgotha bewerkstellig het. Die beker van sy verlossing sodat ek en jy kan vrykom van waar ons was tot daar waar hy ons wil hê sodat ons die plan van God kan uitleef. Die beker van aanneming om hom te aanvaar as jou redder, as jou verlosser, as die een wat jou vermoere wil gee, presies dit wat hy jou beloof het. Naamlik elke belofte in sy woord. En die 4de beker van hierdie maaltyd, hierdie sedermaal, hierdie Pasgafees, was die beker van Elia genoem. Hallo, interessant, né? Hierdie 4de beker was geassosieer met hierdie profeet Elia, naamlik ook genoem die beker van Elia, en hoor mooi wat het gebeur. Terwyl hulle hierdie Pasgamaal gehou het, het hulle 'n plek gedek vir Elia, en hulle die beker daar gaan neersit, met die verwagting dat Elia gaan kom, en Elia gaan deelneem, en dat Elia die koms van die Messias sal aankondig. Hallo? My vraag vanmôre is, drink jy hierdie beker van Elia? Wat bedoel jy, Jaco? Is daar vanmôre nog 'n verwagting by jou dat hy gaan kom op die wolke om sy kinders te kom haal? Drink jy nog hierdie beker van Elia? Want kind van die Here, as dit die verklaring vanmôre van jou lippe is om te sê, ja Jaco, ek drink hierdie beker, want ek het 'n verwagting dat hy sy kerk gaan kom haal om by hom te wees, dan is my volgende vraag vanmôre aan jou is, getuig jou lewenswandel daarvan, ja of nee? Dan moet ek sê, nee. As ek van myself praat. Ek glo nie vanmôre ek drink hierdie beker nie. Want ek glo nie dat my wandel aldag daarop dui, dat ek so 'n verwagting het nie. Want kind van die Here, 'n verwagting dat hy gaan kom op die wolke, is vanmôre 'n verwagting wat sê, hierdie lewe gee hom alles. Hierdie lewe offer alles op. Hierdie lewe jaag na heiligmaking, want ek weet as hy kom moet ek reg en gereed wees. Sê my vanmôre, hoor hulle rondom jou nog die Haggadah? Hulle wat rondom jou is, hoor hulle nog die Haggadah? Vertel jy nog die storie van waar hy jou uitgehaal het? Vertel jy vanmôre nog die storie van dit wat hy op 'n daaglikse basis vir jou doen? Die manier wat hy jou beskerm, die manier wat hy vir jou voorsien, die manier wat hy jou lei, die manier wat hy jou toevou. Vertel jy nog daardie storie? Die woord van die Here sê, ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die Haggadah, die woord van ons getuienis. Dit het tyd geraak, kind van die Here, dat ek en jy sal ophou stil bly oor dit wat God vir my doen.
Want my Haggadah mag dalk iemand anderste die hoop en die moed gee, dat as God dit vir hom kan doen, dan kan God dit vir my doen. Maar kom ons kyk vanmôre so bietjie. Wat sê die woord van die Here rondom die beker? En kom ons kyk vanmôre wat ek en jy uit God se woord uit kan leer vanmôre rondom die beker. En die eerste beker waarna ek en jy vanmôre gaan kyk, is die twee bekers wat ons vind in Openbaring 14 en Openbaring 16, wat te maak het met die eindtyd gebeure, wat vanmôre te maak het met dit wat in die laaste dae gaan gebeur. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, as jy die beker van Elia drink, is dit tye wat jy gaan vryspring, maar as jy nie die beker van Elia drink nie, moet jy vanmôre hoor wat se bekers lê vir jou in wag, nadat hy gekom het om sy kerk te kom haal. Hallo? Het julle dit gesien? Grease lightning. Call me flash. En die eerste beker waarin ons bekend gestel word, is die beker van sy toorn. Gegee vir hulle wat die merk en die nommer van die dier aanvaar, en wat hierdie dier aanbid, naamlik die anti-kris, wat op die voorgrond gaan kom, die beker van God se grimmigheid. Hallo? 'n beker van God se oordeel oor die nasies. 'n beker vanmôre, glo my, waarvan jy nie wil drink nie. 'n beker wat ek nie vanmôre wil hê moet deel van my lewe wees nie. 'n beker wat ek beslis nie wil aanskou nie, want dit is 'n beker van toorn wat spreek van sy woede. 'n gevoel, sy woede, 'n gevoel wat gewek is as gevolg van die ons aanskouing van onregverdige dade van die oggend tot die aand. 'n woede wat gewek word as gevolg van die aanskouing ten opsigte van 'n mensdom wat nie vir God wil leef nie, wat nie verhouding met hom wil bou nie, vir wie hy nie saak maak nie. Ek vra jou vanmôre, kind van die Here, is jou lewenswandel vanmôre 'n wandel wat vanmôre die beker van toorn aktiveer, ja of nee? Die tweede beker wat in hierdie openbaring onder ons aandag gebring word, is die beker van gruwels en onreinheid. Gruwel vanmôre wat met my en met jou praat van 'n gevoel van afskie. Hoor baie mooi, jy moet luister. 'n diepe afkeer en van die hand wys dit wat aangebied is, dit wat gegee is, dit wat vir jou en vir my op die tafel geplaas is. Maar dit praat ook vanmôre, gruwel, praat ook vanmôre met my en jou rondom stoutigheid. Dit praat ook vanmôre met my en met jou rondom kattekwaad. Hallo? Of is dit net ek wat stout is? Op pad hiernatoe vanmôre praat ek met die Here en ek sê, toe ek by die werk kry, ek sê, Vader, verwyder asseblief uit my lewe uit die beker van skande, maar ons kom nou daar. Stoutigheid, kattekwaad, onreinheid wat vanmôre met my en met jou kom gesels rondom dit wat vuil maak. Sonde. Sonde. Stoutigheid, kattekwaad. Afkering van die hand wys. Ek vra jou vanmôre, kind van die Here, is dit 'n beker wat jy drink? Is dit 'n beker wat jy drink? Daar is niemand vanmôre wat hierdie van aswegen beter ken as God en myself nie. Ek weet goed vanmôre wat se beker ek drink. Jy weet goed vanmôre wat se beker jy drink. Maar beslis, hierdie beker van gruwels en onreinheid is 'n beker wat die wêreld drink.
hulle wat kies om die antwoord van die lewe mis te kyk, hulle wat kies om die antwoord van die lewe van die hand te wys. Hulle wat vanmôre kies om te bly leef in die vuilheid van hulle sonde. In Esegiel 23 praat God met Esegiel oor die sonde van Samaria en die sonde van Jerusalem. En terwyl hy met Esegiel praat, vergelyk hy Samaria en hy vergelyk Jerusalem met twee susters wat hoereer. Klink dit so 'n bietjie van die beker van toren? Hallo? Van twee vroue wat hoereer en dat Jerusalem erger was as Samaria. Esegiel 23:31 verklaar, in die weg van jou suster het jy gewandel, daarom sal ek haar beker in jou hand gee. So sê die Here, Here, jy sal die beker van jou suster drink, wat diep en wyd is. Jy sal tot 'n belaging en 'n spot word, die beker wat so baie bevat. Van dronkenskap en kommer sal jy vol word. Die beker van jou suster Samaria is 'n beker van huiwering en 'n beker van ontsetting. Wat ons vanmôre by hierdie beker bring. Die beker van huiwering en die beker van ontsetting. Huiwering vanmôre wat met my en met jou gesels rondom twyfel. Wat vanmôre met my en met jou kom gesels rondom vrees, rondom angs, rondom die siddering wanneer jy 'n gedagte sien. En toe ek hierdie lees, toe dink ek dadelik aan wanneer die Heilige Gees iets op jou hart lê. Nee Karen, dan kry jy die siddering. As die Gees van die Here op jou hart lê om te bid, dit is huiwering. Wanneer die Gees van God jou 'n opdrag gee om te sê, gaan bid vir die sieke, dan is daar huiwering. Want daar is twyfel, daar is vrees. En jy weet vanmôre net so goed soos wat ek weet, dat vrees of twyfel, kom ons stel dit so, twyfel equals, dankie. Twyfel equals ongeloof. 'n beker vanmôre ook van ongeloof. Ontsetting op sy beurt, hoor baie mooi, 'n handeling van ontset, skrik en verslaandheid. Wat vanmôre met jou en my kom praat, kind van die Here, rondom benoudheid. Waar gaan hierdie land heen? Die potholes word net groter. Ek is so benoud, môre ry ek en dan val ek in 'n gat. Hallo? Onsekerheid, onveiligheid, mismoedigheid en moedeloosheid. Ek vra jou vanmôre, is dit 'n beker wat jy tans drink? Is jy vanmôre vasgevang in benoudheid? Is jy vanmôre vasgevang in onveiligheid? Is jy vanmôre vasgevang in vrees, in mismoedigheid, in moedeloosheid? Is dit vanmôre die beker wat jy drink? Ja of nee? Gevul met vrees, verlore in ongeloof, vol onsekerheid, mismoedig en moedeloos. Die beker van huiwering en ontsetting. 'n beker, kind van die Here, wat jy met sê, this is not my cup. This I won't drink. Want omdat ek hom ken en omdat ek hom dien, is ek vreesloos. Omdat ek hom ken en omdat ek hom dien, is ek nie benoud nie. Omdat ek hom ken en omdat ek hom dien, raak ek nie mismoedig nie. Ek word nie moedeloos nie. Omdat ek hom ken en omdat ek hom dien, roep ek uit, al kom daar 1000 na my kant toe, na my toe sal dit nie aankom nie. Al kom daar 10.000, dit sal my nie raak nie. Met my God spring ek oor 'n muur en met my God storm ek 'n bende, want ek drink nie die beker van huiwering en ontsetting nie. Lukas 22 14 tot 20 verklaar die volgende, en toe die uur kom,
het hy aan tafel gegaan. En 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, toe dank hy. Dankie Vader. Toe hy beker geneem het, toe dank hy, en hy sê, neem, en deel dit met mekaar. Nadat hy gedank het, het hy gesê, neem en deel dit met mekaar. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle, en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker, dieselfde beker waarvoor hy gedank het, na die maaltyd, en hy sê, hierdie is die beker van die Nuwe Testament. Hierdie is die beker van die nuwe verbond. Hierdie is die beker van 'n beter verbond in my bloed wat vir julle uitgestort word. En tydens die instelling van die nagmaal het die beker die bevestiging geword van hierdie verbond. Die beker van die nuwe verbond. En hierdie nuwe verbond is die belofte, hoor baie mooi, van 'n nuwe verhouding tussen God en mens. 'n Nuwe verhouding tussen God en mens, gevestig deur Jesus Christus se kruisdood, wat die Ou Testamentiese wetstelsel vervang het. Nou is dit nie meer, jy mag nie. Maar as gevolg van hierdie beker van die nuwe verbond, is dit nou vanmôre 'n uitroep wat sê, ek wil nie. Solank jy net nie sê, ek wil nie saamwerk nie, okay. Hierdie beker van die nuwe verbond, fokus vanmôre op vergifnis van sondes. Dit fokus vanmôre op die inwoning van die Heilige Gees. Inhoud. Dit fokus vanmôre op die persoonlike kennis van God. Wie hy is, wat hy kan doen en waartoe hy in staat is. En ek vra jou vanmôre, het jy al hierdie beker van die nuwe verbond gedrink? Ja of nee? Is jy van sonde skoon gewas? Ons moet bely, dit smaak vir my die kerk is vuil, Here. Is jy van sonde skoon gewas? Dan verklaar dit vanmôre, ek het hierdie beker van die nuwe verbond gedrink. Woon die Gees van God vanmôre in jou? Ek het die beker van die nuwe verbond gedrink. Het jy vanmôre kennis van hom? Dan het jy die beker van die nuwe verbond gedrink. Vers 17 verklaar, sit hom weer vir my op daar, Jason, van dieselfde gedeelte. En toe hy die beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Wat identifiseer jy vanmôre wanneer jy na dank kyk en wanneer jy vanmôre kyk na neem dit en deel dit onder julle? Wat identifiseer jy vanmôre? Die beker van danksegging. Die beker vanmôre van mededeelsaamheid. Identifiseer jy dit vanmôre? Hallo? Of is dit net ek wat dit sien? Want as dit net ek is vanmôre wat dit sien, dan dink ek is nogal slim. 1 Korintiërs 10 vers 15 en 16 sê die volgende.
Ek spreek soos met verstandige mense. Oordeel self wat ek sê, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Mededeelsaamheid, kind van die Here, wat vanmôre met my en met jou praat, om iets met 'n ander te deel. Om iets vir 'n ander te gee. Wat vanmôre ook praat met my en met jou, mededeelsaamheid van die geneigtheid om te gee. Kan ek dit demonstreer? As julle hierdie met uitsny, met julle dit maar uitsny. Kom ek wys jou gou hoe lyk my beker van mededeelsaamheid. Kan ek dit vir jou demonstreer? Geneigtheid om te gee. Is dit 'n beker wat jy vanmôre drink? Hallo? Hallo? Is dit 'n beker wat jy vanmôre gedrink? Hoor mooi, mededeelsaamheid praat vanmôre ook van die geneigtheid om iets te vertel, 'n bekendmaking, 'n berig, 'n boodskap. Hoe gereeld drink jy nog uit die beker van danksegging? Wat bedoel jy, Jaco? Is jy nog daagliks dankbaar teenoor hom vir wat hy vir jou doen? Is daar nog dankbaarheid vanmôre in jou hart vir hierdie tafel en wat dit vanmôre simboliseer? Is daar vanmôre nog dankbaarheid by jou rondom dit wat hy aan die kruishout van Golgotha gedoen het, toe hy uitgeroep het, dit is volbring? Is daar dankbaarheid wanneer jy dink aan hierdie skatshoue wat hy gevat het, 39 houe op een na, vir jou en vir my? Dankbaarheid vir die feit dat hy jou sondes op hom geneem het. Because without him, I would be nothing. I would be drifting like a ship without a sail. Daarom is daar vanmôre dankbaarheid in my hart dat hy my raak gesien het. Dankbaarheid dat toe God 'n prys vereis het, dat hy sy hand opgesteek het en gesê het, stuur my. Ek vra jou vanmôre, is daar nog dankbaarheid vir jou partner? Is daar dankbaarheid vir jou kinders? Is daar dankbaarheid vir jou werk? Is daar dankbaarheid nog vanmôre by jou rondom die dak oor jou kop? Drink jy nog hierdie beker van danksegging? Die beker van mededeelsaamheid. Wat maak jy met hom? Party van ons hou hom vir onsself. Jaco moet my tog net nie vra om te gee nie. Moet my tog nie vra om te gee nie. Hierdie beker van mededeelsaamheid wat met my en met jou praat rondom gee, rondom bekendmaking, rondom berig, rondom boodskap, rondom om iets te vertel. Wat maak jy met hierdie beker? Drink jy hom? Of sit jy om een kant? Gee hom vanmôre wat hom toekom. Ek vra jou 'n vraag. Gee jy hom vanmôre wat hom toekom? Gee jy vanmôre ander wat hulle toekom? Maak jy nog die boodskap bekend dat hy is die weg, die waarheid en die lewe? Bring jy nog die berig dat Jesus red en genees en doop nog met sy Heilige Gees? Verkondig jy nog die boodskap van Jesus is die antwoord, die beker van mededeelsaamheid? Hallo? Is dit so difficult? Of is dit nie gewoond om my boot te sien nie? Come on. Ek dink dit het tyd geword dat ons bietjie die beker van lewe drink, kan nou.
Die beker van danksegging en die beker van mededeelsaamheid is vermoere bekers wat jy daagliks moet drink. Los die koffie en drink die beker. Die beker van danksegging en die beker van mededeelsaamheid. Sagaria 12 vers 2 verklaar die volgende. En nou hoop ek nie hierdie maak mense ook opgewonde nie. Kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom 'n beker van bedwelming. Wat is bedwelming? You pick the fine time to leave, Lucille. Bedwelming praat van dronkheid. Dit praat eintlik vermoere van om op 'n plek te wees wat jy deur iets anders beheer word, 'n plek wat jy buite jouself is. En ek vra jou vermoere, is dit 'n beker wat jy drink? Die beker van bedwelming, want Efesiërs 5 vers 18 verklaar die volgende, hy sê moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word vervul met die gees van God, drink die beker van bedwelming, sodat jy buite beheer is en hy in beheer is. Die beker van bedwelming van sy gees, is dit 'n beker wat jy nog drink? 'n beker vermoere wat reflekteer dat die Heilige Gees beheer my lewe. Psalm 16 vers 5 en 6. Hoor mooi? 5 en 6. Psalm 16, 5 en 6 verklaar die volgende. Die Here is die deel van my erfenis, van my beker, want hy onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi, wat jou en my vermoere bring by die beker van my lot. Die beker van my lot. Lot wat vermoere praat of gebruik word as 'n metafoor vir 'n mens se lewenslot of vir 'n mens se ervarings soos wat God dit beskik het. 'n beker vermoere wat 'n kragtige metafoor is vir beide pynlike ervaring sowel as goddelike genade. OK? Hoor wat sê Psalm 23, 5 en 6. Psalm 16, 5 en 6. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. En ek het dit nie ingesit nie, maar dit kom nie uit my gedagtes uit nie. Die beker van lot, wat praat oor my en jou lewenswandel, hoe die lot vir jou uitwerk of whatever the case might be, word genotuleer in Psalm 16, 5 en 6 en Psalm 23, 5 en 6. Hoekom is dit vir jou so uniek, Jaco? Want 5 is die getal wat spreek van genade en 6 is die getal wat spreek van die wêreld of van die dier. Here, laat ek my beker van lot drink. Want U is die een wat my die oorwinning gee, deur genade oor die aanslag van hierdie vyand. Die Bybel sê in elk geval, hy hardloop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. You don't need to be afraid. Die beker van my lot wat ek drink, omdat ek weet, hy reël die toekoms. My destiny is in sy hande. 'n beker wat ek drink wat uitroep, let thy will be done, let thy kingdom come. 'n uitroep van nogtans nie my wil nie, Here, maar laat U wil geskied. Here, gee my die beker van my lot. Ek sal dit drink, want U reël die toekoms. In U hande is ek veilig, want U is in beheer. Johannes 18 leer ons die volgende. Sê die meester dit, 18:11. Toe sê Jesus vir Petrus, waar hulle in die tuin was en hy die swaard uitpluk. Steek jou swaard in die skede, hoor mooi. Die beker wat die Vader my gegee het, sê die lam, sal ek dit dan nie drink nie? Want jy sien, die beker wat hy moes drink, was die beker van lot,
om te hang aan 'n kruis. Sodat ek en jy vanmôre kan leef en dat ek en jy vanmôre kan triomfeer. Vanmôre wat met my met jou kom praat rondom die beker van aanvaarding. Here, dis nie lekker waardeur ek nou gaan nie. Here, dit maak seer. Here, ek is ongelukkig. Here, ek is dalk te neergedruk. Maar ek drink die beker van aanvaarding. Want hy bepaal die beker van my lot. Hallo? Die beker van aanvaarding. Aanvaarding wat met my met jou praat om op jou te neem en in besit te neem dit wat hy ook al vir jou beplan het. Of dit nou lekker is of nie. Wat hy ook al oor jou pad bring, want hy is die Vader, hy is God. Hy weet wat hy doen. En weet jy wat? Hy weet presies vanmôre wat se beker hierdie van asweging kan handle. Wat vanmôre verseker dat hy weet wat se beker jy kan handle. Dan kom ons by die beker van skande. Die beker wat ek gesê het, Here, mag dit 'n beker wees wat ek nooit weer in my lewe sal drink nie. Habakuk 2 vers 16. Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan en skande tref jou eer. Skande vanmôre wat met my en met jou kom praat rondom dade van oneer. Dade vanmôre wat hom nie verheerlik nie. Dade vanmôre wat nie sy koninkryk uitbrei nie. Dade wat nie vanmôre sy kingdom bou nie. En ek vra vanmôre, hoeveel van ons drink vanmôre die beker van skande? Hallo? Maar ek is moeg om hom te drink. Ek wil hom nie meer drink nie. 1 Korintiërs 10:31 sê, of julle dan nou eet of drink of enigiets doen, dade, doen alles tot verheerliking van God. Impliseer dit dan vanmôre, as ek nie doen tot verheerliking van hom nie, dan kap ek 'n slukkie van die beker van skande. Raak ontslaaf van die beker van skande in jou lewe, 'n beker wat jy nie moet begeer om langer te drink nie. Hallo? Pas op vanmôre vir die beker van aanspraak. Pas op vanmôre vir die beker van aanspraak. Aanspraak vanmôre wat met my en jou kom gesels rondom ek het die reg op iets. Ek voel dit kom my toe. Ek voel vanmôre dit word my geskuld. That's the least they can do for me. Ek meen, oom Koos, ek gee 10de. En die pastoor kom nie eers in my huis nie. Jy gee dit nie vir hom nie, jy gee dit vir God, hoor. Dit is maar net 'n voorbeeld. Ek sal daai maar los. Let's leave that one. Aanspraak, reg op iets. Jy voel dit kom jou toe, dit word jou geskuld. Hoor wat sê Markus 10:35 tot 40. En Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, het na hom gekom en gesê, Meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen wat ons u ook al mag vra. En hy sê vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, gee aan ons dat ons mag sit in die heerlikheid, een aan die regter en een aan die linkerkant. Maar Jesus sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink? Kan julle gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En hulle antwoord hom, ons kan. En Jesus sê vir hulle, ja, dis waar, die beker wat ek drink sal julle drink, die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word, maar om te sit aan die regterhand en aan die linkerkant, berus nie by my nie, om te gee nie, maar dit is vir hulle, vir wie dit berei is. Vlug weg van die beker van aanspraak.
Dit mag dalk 'n beker wees wat rippelende gevolge in jou lewe het wat jou kan vernietig. Wat my bring by die beker van reiniging. Reiniging wat vanmôre met jou praat rondom 'n handeling van reinig of gereinig te word. Bevryding van sonde of skuld, die verwydering van wat sondig is en natuurlik om skoon te maak. Dis mos 'n reinigingsproses. Ek maak mooi skoon. Wil jy? Matteus 23:26 verklaar die lam van God die volgende: blinde fariseer. Maak eers die binnekant van die beker skoon en die skottel, sodat ook die buitekant daarvan kan skoon word. Hallo? Drink jy nog die beker van reiniging? 'n beker waaruit jy daagliks moet drink van die Here, die beker van heiligmaking. Is dit vanmôre 'n beker wat jy nog drink, of is dit vanmôre 'n beker wat weggebêre is? Want die beker van skande proe baie lekker. 1 Korintiërs 10:21 verklaar die volgende: Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Kind van die Here, dit het tyd geword dat jy die regte beker sal vat. Hoor jy vanmôre wat ek sê? Dit het tyd geword dat jy die regte beker sal vat. Die beker van die Here. 'n beker wat non-stop gedrink moet word, die beker wat die woord van God vat, wat die woord van God leef, 'n beker vanmôre wat die outeur van die lewe verheerlik in alles wat hy of sy doen. Wat 'n beker drink jy? Die beker van die Here. Ek kan dit sien, ek kan dit ervaar, ek kan dit beleef. Sodat jy by die beker kan uitkom wat onder ons aandag gebring word in Matteus 10:42, wat die volgende verklaar: en elkeen wat een van hierdie kleintjies met 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, verwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Die beker vanmôre van loon. Hallo? Die beker vanmôre van loon. Loon wat praat vanmôre rondom 'n vergoeding vir werk wat verrig is, 'n beloning, want hy is die een wat sê die arbeider is sy loon werd. En ek kan jou vanmôre verseker, as jy die beker van loon wil, of die beker van loon drink, of deur die woord van God te doen, dat ek dit so stel, deur die woord van God te leef en die woord van God te demonstreer en jou lewe in te rig volgens hierdie wil van God, glo my, gaan jy die beker van loon drink, want jy gaan elke belofte deel van jou lewe kry. Want jy is besig om heel eerstens die beker van die Here te drink, wat jou gaan bring by die beker van loon, die beker van vergoeding. 'n beker waaruit jy drink, as jy doen wat sy woord van jou eis. 'n beker waaruit jy drink, wanneer jy doen wat hy van jou verlang. 'n beker vanmôre, wat die geregtigheid van God in jou lewe wil demonstreer. Naamlik sy verantwoordelikheid teenoor homself as goddelike wese om te doen in jou lewe presies wat hy gesê het hy sal doen. Die beker van loon, 'n beker wat ek en jy eendag gaan moet drink, wanneer ons voor hom gaan staan en hy ons gaan bekroon vir die werk wat ek en jy vir hom verrig het, terwyl ons hier gewandel het. Ek sluit vanmôre met Josef se silwerbeker. Ken julle Josef se silwerbeker? Josef se boeties het hom ons verkoop, en toe is daar mos hongersnood, Genesis 44, julle kan gaan lees, en toe kom die boeties daar aangesuiker, en toe wat sê Josef? Hy sê, as julle weer kom om ietsie te kom haal, bring vir Benjamin, anders te kry julle niks nie. Bring vir Benjamin,
Dit was mos die jongste boetie, jonger as Josef. En toe hulle weer hulle paai vat en waai, toe sê Josef vir sy diensknegte, sit my silverbeker bo in die sak van Benjamin. Hallo? Josef se silverbeker in Benjamin se sak steek, wat in Benjamin se sak gesteek is, om sy broers se gesindheid en getrouheid te toets. Die finale toets van Josef, voordat hy aan sy boeties bekend gemaak het, wat vanmôre met my en met jou kom praat, rondom die beker van gesindheid en die beker van getrouheid. Ek vra jou vanmôre, is dit 'n beker wat jy drink, ja of nee? Gesindheid en getrouheid ten opsigte van hom. Gesindheid en getrouheid ten opsigte van sy woord. Gesindheid en getrouheid ten opsigte van mekaar. Drink jy vanmôre hierdie beker? Hallo? Dan die koning se skinker. Daar was mos 'n skinker en daar was 'n bakker en hulle was in die gevangenis en Josef het vir hulle gewag, want God het 'n plan dat hy moes drome uitlê. Hallo? Die koning se skinker in die Ou Testament was die skinker soos Nehemia, die een wat die koning se beker aangegee het. Met ander woorde, dit praat vanmôre met my en met jou rondom die posisie van vertroue. Sê ja. Die beker vanmôre van groot vertroue. Is dit 'n beker wat jy drink? Kan God jou vertrou? Kan jou broer en jou suster jou vertrou? Kan die leierskap van hierdie gemeente jou vertrou? Ek vra jou vanmôre, drink jy die beker van vertroue, ja of nee? Psalm 116:13 sê, ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. Ek sal die beker van verlossinge opneem en die naam van die Here aanroep. Maak dit vandag jou keuse. Roep vandag uit en sê, Here, ek sal elke beker van verlossinge opneem en elke beker wat my wil skade doen, wat my wil vernietig, inhoudvol gif, gaan ek neerlê. Sodat ek kan triomfeer terwyl ek die bekers van verlossinge drink. Matteus 26:39 en ons is so te sê klaar. En hy het bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Vers 42 sê, weer het hy 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Die beker waarvan die lam van God praat in die tuin van Getsemane, die beker van onderwerping. 'n beker wat ek en jy moet drink. 'n beker wat vanmôre sê, die onderwerping van die menslike wil aan die wil van God. 'n beker wat vanmôre sê, ek laat toe dat die Heilige Gees beheer vat van my lewe. Ek drink die beker van onderwerping en sê, Heilige Gees, hier is ek, kom maak met my soos wat ek wil. 'n beker wat 'n gemeentelid moet drink om te sê, ek drink die beker van onderwerping, Here, want ek kies om my te submit aan hierdie leierskap van hierdie gemeente. Ek kies, Here, om te onderwerp. Ek drink hierdie beker sodat ek kan inkoop by die plan en by die prentjie, sodat ons as 'n bediening by die doel kan uitkom waarvoor God ons gekies het. Drink jy vanmôre hierdie beker van onderwerping? 'n beker vanmôre wat 'n baie belangrike deel van jou lewe moet wees. Hulle wat my gaan help met die item kan so lank na vore kom. 1 Korintiërs 11:23-26 verklaar Paulus die volgende. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, en dit wat ek van die Here ontvang het, dit is wat ek vanmôre met julle wil deel.
dat hy die brood geneem en dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. En net so na die brood, het hy die beker geneem en gesê, julle kan vir my daai oopmaak asseblief. Dit is die beker van die Nuwe Testament. My bloed wat gestort was, sodat jy wat vandag hier sit, kan deel hê aan die bekers van verlossing. En ons het gelees rondom die beker van danksegging. Want dis hierdie selfde beker wat hy gevat het en oor gedank het en gesê, deel dit onder mekaar. En ek wil vanmôre vir jou vra, dat wanneer jy vanmôre deel gaan hê aan hierdie tafel vanmôre, en hierdie kelkie na jou toe kom, dat jy eers sal stil raak voor die Here en sê, Vader, dis die beker wat ek vanmôre drink. Here, die beker van verkwikking. Miskien is dit vanmôre die beker van genesing. Sodat wanneer jy vanmôre hierdie beker geniet, dat jy vanmôre vir hom sal sê, Here, dis die beker wat ek vanmôre nodig het om te drink. En dat jy vanmôre Psalm 116 sal vat en sê, Here, dis my verlossingsbeker. Tot eer en verheerliking van u groot en die heilige naam. Kom ons sluit die oë en dan dank ons hom. Vader, ons dankie vanmôre vir hierdie tafel. Ons dankie vanmôre vir die prys wat vir ons betaal is. Here, ons staan vanmôre en as 'n gemeente drink ons nou die beker van danksegging om te sê, Here, dankie vir dit wat u gedoen het. Ons eer u daarvoor. Ons sê dankie Jesus dat u bereid was om te kom. En Here, in genade vra ek vanmôre, onverdienstelik, dat die bekers wat elkeen van ons vanmôre kies om te drink, dat dit 'n werklikheid en 'n realiteit in ons lewe sal wees. Of dit voorsiening is, of dit genesing is, of dit bevryding is, of dit verlossing is, of dit oorwinning is, wat ook al die beker, wat elke individu vanmôre nodig het. Here, bid ek dat wanneer hulle rondom hierdie tafel sit, that you will release it uit die skatkamers van die hemel uit. Come connect heaven with earth. Vir elke situasie vanmôre is ons gebed in die naam van Jesus Christus. En die kinders van die Here sê amen.